Genesis 1 van vers 26 tot 28. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God, het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God gesê, hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis in die see en oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Broeders en susters, toe ek 'n kind was die Bellville area klein. Daar was die bekende voortrekker weg, wat na Kuilsevuur en na Kaapstad toe geloop het, hy is vandag nog daar, met 'n enkele pad wat tot in Durbanville en Welgemoed geloop het, tussen hakies, en toe ek 'n kind was, baie jare gelede, was daar, as ek reg kan onthou, in Welgemoed 2 huise. Oral was daar oop velde en bosse. En kinders kon na hartelus speel, jy kon gate grawe, skuilings bou, en cowboys en kroeks in die veld tot laat aan toe speel. Vandag is Bellville groot en die oop velde is skaars. Oral verhuis nuwe geboue komplekse, wingerdlande in die omgewing maak plek vir nuwe uitbreidings, en kinders is nêrens meer veilig nie. Hulle sit deesdae in die huis, elkeen met sy eie selfoon, sy Xbox en sy skootrekenaar. Binne die bestek van 50 jaar het die landskap rondom my onherkenbaar verander. Niks is meer dieselfde, sal ooit weer dieselfde wees nie. En nou verwys ek nou maar net na my eie klein wêreldjie waarin ek my elke dag bevind. Die groter wêreld waarin ek en jy leef, broer en suster, het die afgelope 50 jaar nog meer verander. Nee, dit is veel te sag gestel, kom ek probeer weer. Die wêreld waarin ek en jy leef, het astronomies verander. Soveel so dat die Amerikaanse katholieke teoloog Thomas Berry in 1987 reeds opgemerk het, the immediate danger is not possible nuclear war, but actual industrial plundering. Our real threat is from the retaliatory powers of the abused earth, not from other nations. Sedertdien het duisende stemme oral oor opgeklink en die kenners het die een dringende waarskuwing na die ander aan wêreldleiers gerig, maar dit is in die doofpot gestop. Niemand het nog regtig ag hier opgeslaan nie. Kom ons is eerlik vanmôre. Intussen word die aarde elke jaar warmer, smelt die yskappe by die twee pole 'n bietjie vinniger, neem die vloede en die oorstromings in intensiteit toe, word die energiebronne minder en word al hoe meer dier- en plantspesies op die bedreigde en uitwissingslys geplaas. Ons is besig om moeder aarde elke dag op ontelbare maniere te verkrag. Gee wêreldleiers regtig om wat van ons habitat word? Dit lyk nie so nie. 'n Mens kry die indruk dat hulle meer bekommerd is oor die ekonomie as oor die ekologie. En van leiers gepraat, daar's hierdie nuwe Amerikaanse president. Kyk, hierdie man het 'n paar vreemde sienings, dit sal jy my vanmôre sekerlik gereedelik toegee. Maar dit is niks in vergelyking met sy siening oor natuurbewaring nie. In verlede week se Burgers skryf die bekende joernalis Tony Weaver van Trump se blaatante minagting van die wetenskap. Volgens Trump is aardverhitting en 'n dreigende ekologiese ramp niks anders as 'n klomp opgemaakte snert nie. En gaan hy glo alles in sy vermoë doen om Barack Obama se omgewingswette teen te staan en om die Withuis se vorige besluite te laat hersien. Hier by ons aan die suidpunt van Afrika lyk dit ook nie veel beter nie. Was dit nie vir die klompie kampvegters van omgewingsbewaring nie, het ons vanmôre grootskaalse hidrobreking en skaliegasontginning in die Karoo gehad. En moet ek byvoeg, broers en susters, met vernietigende gevolge vir die landbou en vir ons se kinders se kinders se kinders, iets waarvoor die plaaslike regering klaarblyklik vere voel.
Dit bring my nou vanmôre by die saak waaroor ek eintlik wil praat. Die wêreld waarin ek en jy leef. Die eintlike, die alwêreld, moet ek byvoeg, waarin ek en jy leef en ons, my en jou verantwoordelikheid om dit op te pas. Nou soos jy moontlik al agtergekom het met die tyd, is dit 'n onderwerp wat my na in die hart lê, want jy sien broers en susters, baie jare gelede was ek 'n jagter, nou is ek 'n bewaarder. Jare gelede was ek deel van die probleem, nou probeer ek om deel van die oplossing te wees. In 1981 stel die bekende sanggroep Boney M hulle nuwe lied op die mark bekend. Dit gaan so: Don't kill the world, don't let her down. Do not destroy basic ground. Don't kill the world, our means of life. Let ear to nature's cry. Hierdie lied het oornag 'n treffer geword. Almal het saam gesing en saam gestem. Ons is besig om die aarde dood te maak, te vernietig. Maar vandag, 36 jaar later, blyk dit dat min die penny oorval het. Die wêreld het na die woorde van die lied geluister, maar klaarblyklik nie die boodskap gekry nie. Om die waarheid te sê, broers en susters, in 2017 staar groter natuurrampe ons in die gesig as ooit tevore. Die ekologiese horlosiewyser het aangeskuif na 5:12. Nou, ek het die laaste 25 jaar moeite gedoen om op hoogte te bly met die Wêreld Natuurfonds en ander organisasies se bevindings. Ek het gereeld artikels en vaktydskrifte gelees en koerant uitknipsels in leers versamel. Ek doen dit steeds. En ek moet vanmôre vir jou sê, broers en susters, die tendens wat 'n mens die laaste 25 jaar bespeur, is uiters kommerwekkend. Nie net alleen dit wat in die natuur gebeur nie, maar wat met die mens gebeur. Dit is die bekende Duitse filosoof Georg Hegel, wat eens op 'n tyd gesê het, ons leer uit die geskiedenis, dat ons nie uit die geskiedenis leer nie. Jare gelede is al gewaarsku oor watertekort in Suid-Afrika, maar het ons geleer? Nee, ons het nie. Jare gelede is al in Amerika gewaarsku, pas op vir sekere dinge, maar het Amerika geleer? Nee, ons leer nie uit ons foute en uit die geskiedenis nie. Dit is maar die mens se wesenseienskap. Nou as jy nie omgee vanmôre nie, wil ek vir jou beknopte oorsig gee oor die huidige ekologiese stand van sake. Is dit vanmôre vir ons in die kerk belangrik om hiervan kennis te neem? Vra jy, liewe aarde, broers en susters. Daar is min dinge in die lewe so belangrik as om jou eie huis in orde te kry, hoeveel te meer as daardie huis ook jou natuurlike omgewing insluit. Natuurlik is die ekologie van die grootste belang. En daarom vra ek jou met 'n oop gemoed te luister na die volgende inligting. Met dien verstande, dat dit wat ek vanmôre hier vir jou sê, gaan heel waarskynlik nie vir my en vir jou so direk raak nie, maar ons kinders se kinders se kinders. Wat ons dus vanmôre doen of nie doen nie, gaan jou nageslag tref. Onlangse studies dui daarop dat die mens se ekologiese voetspoor al hoe groter raak. Met ander woorde, die skade wat ons aan die natuurlike hulpbronne en ons eie omgewing aanrig, raak elke dag meer omvangryk. En in 'n sekere sin kan jy dit ook verstaan. Die bevolkingsaanwas van die wêreld, broers en susters, is besig om te ontplof. Terselfdertyd is daar op dieselfde oomblik vanmôre minder geskikte plek vir gewone mense om te woon, 'n klein plekkie om te bly, en vir landboukundiges om te boer. Die vooruitskatting is dat ons by 2050 reeds 2 planete nodig gaan hê om te oorleef. Onthou nou, broers en susters, hou in gedagte dat slegs 29% van die aarde se oppervlakte is droë land. Ek en jy kyk uit soggens hier oor die Weskaap en dink, hoe groot is die aarde?
'n groot deel van hierdie 29% is nie geskik vir landbou of veeboerdery nie. 71% van die aarde se oppervlakte lê onder water. Volgens die kenners is slegs 11% van die aarde se oppervlakte geskik vir boerdery. 11% van die aarde se oppervlakte moet voorsien in biljoene mense se voedselbehoeftes. En met 'n wêreldbevolking wat maandeliks besig is om te eskaleer, lyk voedselskaarste in die nabye toekoms al meer na 'n absolute werklikheid. Kyk maar dat die afslag wat jy by Pick n Pay en by Fruit and Veg kan kry, broers en susters, and embrace it, want ek en jy gaan in die toekoms al duurder en duurder vir kos betaal. Luister gou 'n bietjie na die volgende statistieke. In 1950 was daar 2,5 biljoen mense op aarde. Die 2 vernietigende wêreldoorloë ten spyt. In 2005 het die getal na 6,5 biljoen opgeskuif. Huidiglik staan die wêreldbevolking op 'n geraamde 7,3 biljoen met die vooruitskatting dat dit hier by 2040, 2050 reeds by 9 biljoen en verby sal trek. Dit is om die minste te sê uiters onrusbarend. Het jy geweet dat daar in Indië meer as 1 miljoen babas elke maand gebore word? En as jy dalk reken dat ek dit uit my duim uitsuig, kyk gerus na die volgende lewende uitsending van China se bevolkingsaanwas. Sien jy? 964, 965, 966, dus elke keer is 'n nuwe baba gebore word in China. Jy kan dit dophou en wanneer jy oor 'n uur nog steeds daar sit, dan voel dit vir jou of jou kakebeen op die lesenaar of op die tafel lê van skrik. Dit is hoe die wêreld lyk waarin ek en jy leef. Dankie Jean. Jy kan hom maar laat doop tot Baba dat die volgende een opsit. 7,3 biljoen mense benodig elke liewe dag kos. Sonder kos gaan ons dood. Sonder kos gaan die diere dood. Dis 'n feit soos 'n koei. Die waarheid is egter vanmôre, broers en susters, daar kan huidiglik nie meer genoeg kos geproduseer word vir so 'n magdom van mense op een planeet nie. Die United Nations Food and Agriculture Organization se nuutste verslag toon dat daar tussen 2014 en 2016 meer as 795 miljoen mense in die wêreld honger gely het. Tussen 2014 en 2016. 1 uit elke 9 mense gaan saans slaap sonder dat hulle 'n krieseltjie kos oor hulle lippe geneem het. Dis skrikwekkend om daaraan te dink. Bekommer dit ons in die kerk? Wij Christen is nags wakker oor die feit dat soveel Suid-Afrikaners wit, swart en bruin onder die broodlyn leef. Rol jy 'n paar keer in die nag rond, omdat soveel kindertjies soggens skool toe gaan sonder 'n stukkie kos oor die lippe? Of top ons oor waar die geld vandaan kom vir ons volgende oorsese trippie? Of vir die nuwe blink motor wat ek gaan koop? En die vraag van môre, broers en susters, het ek en jy as aardbewoners, God se kinders, regtig ons prioriteite in orde? Omdat die mensdom op so 'n aardskuddende wyse aanteel, ekskuus vir die lelike woord, styg die aanvraag na Brent-olie uiteraard op 'n ongekende skaal. Luister hierna, broers en susters. Tans benodig die wêreld so ongeveer 85 miljoen vate olie per dag om alles aan die gang te hou. Dat alles net beweeg. Voertuie moet loop en om hulle aan die loop te hou verg meer brandstof, selfs al ry jy 'n Honda motorfiets. Met die gevolg dat die olieproduserende lande by die jaar 2030 niks minder nie as 120 miljoen vate per dag sal moet voorsien. Hoe lank gaan die aarde se reserves hou? En as dit opraak, wat daarna? Grootskaalse revolusie, opstand in die wêreld, dalk 'n volgende wêreldoorlog.
Hoopelik ry ons almal by daai tyd met een of ander elektriese of 'n son-aangedrewe karretjie rond. Sal dit nie nice wees nie. Die Bybel beeld die mens in Genesis 1 uit as die kroon van die skepping. Maar natuurkundiges bestempel die mens as die aarde se superroofdier. Waarom hierdie cru en onvleiende beskrywing? Want, so sê die natuurkundiges, die mens maak ander spesies teen 'n koers van 14 keer hoër as ander roofdiere dood. Daar kom 'n knop op my keel as ek dit hoor. Maar dit is ongelukkig klipharde feite wat ek vanmôre vir jou gee. Niks anders as feite nie. Navorsing toon ook dat die mens 14% van die biomassa uit die see neem, terwyl die roofdiere in die see slegs 1% neem. Op land maak mense ander diere dood teen 'n geweldige tempo wat 9 keer hoër is as wat roofdiere mekaar doodmaak. Renosters word op die Afrika-kontinent in duisende talle per jaar gestroop. As hierdie tendens voortduur, broers en susters, sal daar later nie meer 'n enkele renoster of olifant oorbly nie. Geblikte leeu's in Suid-Afrika, wat 'n skande en 'n klad op ons naam. Walvisse word vir olie gejag, robbe vir hulle pelse en die renosterhoring vir oosterlinge se belustigheid. Die Wes-Kaap is feitelik kaal gestroop. Die polisie vang op 'n gereelde grondslag syndikaatlede wat met duisende perlemoene in kreefsterte smokkel. Waar en wanneer gaan dit stopgesit word? Totdat daar later nou niks meer oor is nie. Totdat die see rondom Kaapstad leeggesteel is. En van die seelewe gepraat, broers en susters, het jy geweet dat daar elke jaar ongeveer 8 miljoen ton plastiek in die see gestort word? Dat die afgelope paar dekades daartoe gelei dat minstens 44.000 seediere, walvisse, robbe, haie, jy noem dit op, in toue verstrengel geraak of plastieksakke ingesluk en gevrek het. We are really killing the only world we have. Wat 'n gevaarlike spesies is Homo sapiens, die mens, ek en jy nie. Ek wens ek kon nog verder aangaan. Daar's so baie inligting om met julle te deel, broers en susters, maar my tyd en spasie om alles te sê wat ek graag wil sê vanmôre het opgeraak. En daarom gaan ek nou met die oorige tyd tot my beskikking kyk na die rol wat die Christen, dit is nou ek en jy, ten opsigte van natuurbewaring speel of behoort te speel. En hier kom ons by 'n ander tragiese waarheid uit. En dit is dat die kerk en die Christendom baie dikwels in hulle afwesigheid skitter, wanneer dit by dringende ekologiese sake kom. Dit is die wêreld daar buite. Die kerkelose mense, die verlore mense, wat daar buite op die platform staan en veg vir die behoud van ons natuurlike hulpbronne. Maar die kerk, helaas, die kerk hou om met ander dinge, soms sulke onbelangrike dinge besig. Ek weet nie wat 'n persentasie van die Greenpeace beweging uit aktiewe en beleidende Christene bestaan nie. Maar as my regtig vanmôre nie verbaas om te hoor dat nie een van hulle 'n Christen gelowige is nie. Ek skaam my oor die moontlikheid daarvan. Stap gerus enige Christelike boekwinkel in ons land binne. En kyk, broers en susters, ek wil jou sommer uitdaag om dit te gaan doen in die week. Kyk hoeveel boeke jy op die rakke kan kry wat handel oor die rol wat Christene ten opsigte van die bewaring van die aarde speel. Ek sou verstom wees as jy 2 kry. Maar daar staan honderde boeke op die rakke oor gebed en oor geestelike verryking en hoe ons die hemel moet voorstel en hoe dit eendag aan die hemel gaan wees. Om Solly Osterweg se boeke met respek gesê, het in duisende talle verkoop. Maar ek wil my vanmôre verstout hê te sê nie een van hulle handel oor die Christense opdrag en taak om die aarde op te pas nie. Genesis 1 en 2 speel geen rol nie. Hoekom is daar so min boeke oor hierdie uiters belangrike onderwerp in ons Christelike boekwinkels te vind? En die antwoord is eenvoudig.
Dit verkoop nie so goed nie. Hoekom nie? Want dis nie 'n onderwerp waarin die deursnee Christen normaalweg belangstel nie. Maar Joyce Meyer se boeke, ja, die staan in dosyne op die rakke. En hulle verkoop se soetkoek. Ek wonder party daar, broers en susters, hoeveel Christene wat Sondag in die kerk sit, ons inkluis, besef regtig waarvoor die Here ons op die aarde gesit het en wat ons eintlike rol en betekenis op die aarde moet wees. Verskoon my broers en susters. Maar is die aarde dan nie belangrik nie? Skryf die Ou Testament en veral die psalmdigters nie baie keer oor die aarde as God se eiendom nie? Waarom is hierdie saak oënskynlik vir baie Christene van sekondêre belang? Ek begryp dit glad nie. Dit gaan my verstand te bowe. Laat die dominee nou net aankondig dat hy volgende Sondag oor die hel gaan preek en hoe verlore mense eendag daar gaan braai in daai vuur en die kerk is vol en almal kan nie wag om te luister nie. Maar laat die dominee nou net aankondig dat hy volgende Sondag oor Genesis 1 preek, waar daar duidelik staan dat ek en jy na die welsyn van die geskape werklikheid moet omsien en dat dit God se opdrag aan ons is. En jy kyk 'n bietjie in die kerk rond, hoeveel mense sit te kyk op hulle horlosies en gaap openlik. Tog loop Christene rond bostig te vertel dat hulle die antwoord vir die wêreld het. Ons het die antwoord vir die wêreld. Wat 'n grap. In my oë was die Switserse teoloog Karl Barth een van die grootstes. En tog het die Amerikaanse skrywer en sosiale etikus Dieter Hessel op 'n keer 'n baie hartseer ding oor Barth kwyt geraak. Hy het gesê, en ek haal hom aan, strikingly, the same Barth who could celebrate the great beauties of Mozart's music found little or no opportunity to celebrate the beauty of the Swiss Alps in the midst of which he lived. Miskien het hierdie Amerikaner vir Barth net 'n bietjie vlak gekyk, ek weet nie. Maar hy het ten minste een belangrike punt gemaak, broers en susters, en dit is dat ek en jy baie oor die aarde en oor die wonder natuurskoon rondom ons kan praat, maar dat ons niks daaraan doen nie. En dit is wonderlik om op 'n Sondagmiddag jou motortjie te vat en die kinders en vrou lief te vat en daar by Tableview te gaan sit en na Tafelberg en die see te kyk en sê hoe wonderlik is God se skepping nie. Maar die vraag is vanmôre, wat doen ek en jy om hierdie skepping te bewaar? Wat doen jy in jou kleine, in jou eie hoedanigheid om God se skepping te bewaar? Die feit dat Christene so absoluut afwesig is wat dit betref, hinder my al vir jare. Hoekom is dit so, broers en susters? Hoekom is die kerk nie meer betrokke nie? Hoekom is Christene nie meer bekommerd nie? Hoekom is Christene nie meer aktief by die bewaring en die omgewing van ons land en wêreld nie? Hiermee kom ons by die kern van 'n probleempie uit. Jy sien, broers en susters, die boodskap van die Bybel word al vir eeue lank vergeestelik. Alles is geestelik. Materiële aardse dinge het geen waarde nie. Jy sal baie ook keer oor Christus of jou so in 'n grappie sê, jong, dis maar aardse dinge daai. Nie betekenis nie. En alhoewel dit 'n grappige opmerking is, sit daar diepte en kern in daai opmerking. Kom ek gee vir jou 'n sprekende voorbeeld. Vir baie Christene en helaas vir baie dominees gaan dit uitsluitlik oor die redding van siele. Die redding van siele. In my tyd, toe ek 'n jong predikant was, het ek bekend gestaan as 'n sielejagter. As iemand daardie tag vandag om my nek hang, sal ek skaam voel. 'n Sielejagter. Dr. Willie Maree, wonderlike man, vriend van my gewees, groot prediker in die land, het 'n boek geskryf, Die Redding van Siele, staan op my rak. Een of ander predikant in die omgewing wat oor die radio praat, het 'n boek geskryf, Pleisters vir die siel. En soggens kan jy op die radio inskakel en jy sal sielse boodskappe vir die week vind. En daarmee wil ons dan in die kerk te kenne gee dat die siel van God baie belangrik is, belangriker as enigiets anders. Nou is my vraag vanmôre, is die liggaam nie ook vir God belangrik nie? Is jou liggaam, soos jy daar sit, en die welsyn van jou liggaam, nie vir God belangrik nie?
Is dit dan net geestelike dinge wat gewig dra? Wat dan van die materiële en die aardse dinge? Die aardse goed, dat is niks wonderliker as om 'n aardse teoloog te ontmoet nie. En by hierdie punt het die kerk in die verlede al baie dikwels die pot lelik misgesit. Daarom het ons toentertyd in die kerk so hartlik uit Gesang 10 vers 1 gesing. Hoe skoon die aarde, dit het min waarde. Terwyl ek in my doktorale proefskrif gewerk het, het ek met hierdie probleme gesit en ek het baie dae in my studeerkamer gewonder, hoekom het die opstellers van die Gesangenbundel dit geskryf? Hoekom het hulle dit vir ons gegee om te sing? En die antwoord is eenvoudig. Omdat hulle vasgeglo het, God stel nie in die fisiese en die materiële dinge belang nie. Die aarde is nie belangrik nie. Punt klaar, oor uit. En daarom glo die oorgrootste meerderheid Christene vandag in die kerk nog dat die hemel veel belangriker is as die aarde. Moet nie oor die aarde worry nie, ons gaan hemel toe. Ek praat een keer met 'n toegewyde Christen oor Genesis 1 en oor die gelowiges se belangrike en verantwoordelike taak om die aarde op te pas en te bewaar. Ek kon nou net sowel met hom Grieks gepraat het. Ek het nie 'n woord gehoor wat ek gesê het nie. Om die waarheid te sê, het so 'n lang onbelangstellende gesiggie opgesit en toe vir my gesê, man, wat bekommer jy jou al die dinge oor en of die aarde se hulpbronne een of ander tyd gaan opraak? Al die dinge sê toe vir my, gaan in elk geval tot niet wanneer Jesus op die wolke kom. Die aarde is nie belangrik nie. Sorg jy net dat jy in die hemel kom. Ek was geskok. Maar terselfdertyd het ek hom nie vir sy siening verkwalik nie, want ek het geweet, hy is van kleintyd af so geleer, en sy denke is deur die kerk so gekondisioneer. Maar waar kom hierdie oorspronklike gedagte vandaan? Want jy is nie oorspronklik as jy vanmôre sê die geestelike dinge is belangriker as die aardse nie. Dit het jy self nie uitgedink nie, dit kom van elders af. Waar kom dit vandaan? Waar lê die wortels van hierdie onbybelse gedagte? Wie het jou ooit geleer en wie het my ooit geleer die hemel is belangriker as die aarde en die siel is belangriker as die liggaam? En hoe kom die westerse Christendom dit hoek, lyn en sinker ingesluk? Nou, soos met die geskiedenis altyd die geval is daar altyd 'n sondebok. So in die kerk se geskiedenis is daar ook 'n sondebok en die sondebok se naam is Plato. Hy was 'n antieke Griekse filosoof wat lank voor Jesus se tyd geleef het, wat sy aanhangers geleer het dat die mens se liggaam is eintlik 'n tronk waarin die siel opgesluit sit. Die dag wanneer jy doodgaan, gelukkig, jy moet tog maar uitsien na die dag van jou dood ook, want daai dag word die tronk, die liggaam afgebreek en die siel word vrygelaat en gaan hy na die Skepper toe. En so het liewe Plato dit reg gekry om mense te laat glo dat die onsigbare dinge, die geestelike dinge verhewe is bo die aardse dinge, die materiële dinge, die liggaam, die aarde is niks werd nie. Hierdie siening is natuurlik so ver verwyderd van die Bybel en van die Ou Testament veral, soos die Ooste verwyderd is van die Weste. En tog, broers en susters, het die vroeë Christelike kerk hierdie platoniese lering omhels en in die kerk se leerstellings ingebou. En nou vandag sit ons nog steeds met daai ding. Nee, broers en susters. Kom laat ek dit eens en vir altyd vir jou helder en duidelik stel in hierdie gemeente. Jesus het nie net aan die kruis gesterf om jou siel te red nie. Jesus het aan die kruis gesterf vir jou lewe as mens. Liggaam, siel en gees, die totale pakket. Meer nog, Jesus het nie net aardelik toe gekom en aan die kruis gehang net vir mense nie. Dis wat jy glo. Maar dis nie wat die Bybel sê nie. Jesus hang aan die kruis ook vir die aarde. Jesus hang ook aan die kruis vir die diere. Jesus sterf 'n omvattende dood. Sy verlossing is omvattend. Die feit dat God ons red om net dit as 'n springplank te sien tot in die hemel is 'n onbybelse gedagte. God red jou, sodat jy as 'n verloste op hierdie aarde kan lewe, om op hierdie aarde vir God se koninkryk 'n enorme verskil te maak, nie te wag vir eendag in die hemel nie. Baie Christene, broers en susters, voel ongelukkig vere vir hoe die aarde verniel en geplunder word, want volgens hulle is die aarde nie ons toekomstige woning nie. Die hemel is. Hallo, en waar kom jy in daai gedagte? Wat het dominee dit vir jou geleer?
Kom ek het nuus vir jou vanmôre. Volgens die boek Openbaring is die aarde vir God so belangrik, dat hy nooit daarvan afstand gaan doen nie. Nooit. Hy is nie van plan om dit nou te doen nie, hy is nie van plan om dit aan die einde van die tyd te doen nie, hy is nie van plan om dit te doen vir ewig nie. En daarom lees ons in Openbaring 21 dat God hierdie aarde aan die einde van die tyd gaan herskep. Nie afskryf nie, herskep. Nie gaan weggooi en tot niet maak nie, maar niet maak. Meer nog, volgens Openbaring 21 gaan ek en jy nie eendag daar iewers bo in die hemel woon nie. Nee, ons gaan hier op die aarde vir ewig bly. Hallo, nou slaan ek jou uit vir 'n 6. Maar dis wat die Bybel my leer, broers en susters, dis wat jou Bybel jou leer. Luister wat sê Johannes in Openbaring 21 vers 2 en 3. Ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel sien uit afkom. Waarna toe? Aarde toe. Dan lees ek verder in vers 3. Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Waar is sy woonplek nou? By die mense op die aarde. Het is net die eenvoudige evangelie. Dan het ek nog nie eens eksegese gedoen of diep gaan grawe in die teks nie. Hy staan net daar vir jou om te lees en te begryp. Ek wil sluit. Maar nie voordat ek iets oor ons teks gesê het nie. In Genesis 1 vers 26 tot 28 lees ons dat die Skepper opdrag aan die mens gegee het om oor die aarde te heers en om dit te bewerk. Daar is min tekste in die Bybel wat meer verkeerd verstaan word as hierdie teks wat ons in die Ou Testament aantref. Begin met dis 'n paar kantaantekeninge, ek gaan dit kort hou. Eerstens wil ek vanmôre vir jou sê, die beskouing dat ons as mense oor die aarde moet heers, ek gaan nie op die Hebreëus en die teologie nie, is 'n beskouing wat hierdie dominee van julle al jare terug gegroet het. Hoekom? Want hierdie uitleg van Genesis 1 skep verkeerdelik die indruk dat die mens verhewe is bo die res van die skepping. Staan dit in die Bybel? Dit lyk so, maar dis nie 'n siening waarmee ek kan saamgaan nie. Die lering van die kerk, broers en susters, naamlik dat ek en jy die kroon van God se skepping is vanmôre een van die direkte oorsake dat die aarde so verniel en geplunder word. Want ons is God se kroon. Jy is amper soos 'n koning wat kan heers oor jou onderdane. Daarom kan jy gate grawe net waar jy wil, en jy kan fynbos uitdruk waar jy wil, en jy kan doen op jou plaas wat jy wil. Maar broers en susters, dit is nie wat Genesis 1 vers 26 tot 28 vir ons wil leer, en wat die Bybelskrywer wou kommunikeer nie. Daarom sien ek myself lankal nie meer as hierdie verhewe skepsel bo ander diere en seelewe en voëls in die lug nie. Ek sien my vanmôre eerder as 'n deel van die skepping. Soos 'n groot masjien onder 'n motorkap se engine kap. Daai masjien, daar's nie een deeltjie belangriker as 'n ander een. As jy die een deeltjie uithaal, dan gaan die engine dalk staan. Maar alles pas in mekaar, dit vorm 'n eenheid. In my oë is die mens maar net 'n skakel, toegegee 'n belangrike skakel, maar nietemin net 'n skakel in die ketting van die ekosisteem. Wat ek dus aan die wêreld doen, doen ek ook aan myself. En as ek help om die woude van Afrika en Suid-Amerika te ontbos, vernietig ek daarmee ook my eie habitat. Bring ek my eie toekoms op die planeet Aarde ook in die gedrang. Snaaks dat mense hierdie waarheid nie kan gryp nie. Tweedens, die beskouing by baie Christene dat God daarbo in die hemel is. Hey, dit is 'n mindset nie. God is daarbo in die hemel. Ons kyk ook op as ons bid. Ja, God is daarbo. Hard skree ook, hard praat. En ons woon nie onder op die aarde. Dis onbybelse gedagte. God woon sekerlik in die hemel, waar dit ook al is. Ek het nog nooit iemand gekry wat my kan sê waar is die hemel nie. Die feit van die saak is, broers en susters, God is ook hier by ons. Onthou die woorde van die engel op die nag van Jesus se geboorte? Immanuel het gesê vir die skaapwagters, Immanuel, onthou nou, God is nou met julle. Waar? Hier, nie daar nie, hier.
God woon reeds hier op die aarde, by ons, tussen ons, met ons. Nie eendag nie nou. Daarom praat die groot Duitse teoloog, Jürgen Moltmann, ook van die skepping as Haus Gottes. Die aarde, sê Moltmann, is die huis van God. Man, dit is goeie teologie. Skitterende beeld. Jy sien, ons praat net van die kerk is die huis van God. Daar moet jy mooi aantrek ook, mooi wees, huis van God. Moltmann sê die aarde is die huis van God. Hy woon saam met ons hier. My huis is God se huis. My woonplek is God se woonplek. Dit maak 'n groot verskil. Nou, daar's nog iets. Die diere wat so op die aarde geslag word en uitgeroei word, vir die mense persoonlike wins en voordeel, dit skry ten hemele. Dis vulgêr, dis afstootlik. Maar jy al mooi gaan kyk na Genesis 1 tot 10. Jy al regtig moeite gedoen om die eerste 10 hoofstukke, wat ons in die teologie noem, die skepingsverhale van die Bybel, het jy al gaan kyk na daai 10 hoofstukke? Het jy daarin gesien, broers en susters, sommer in die eerste paar hoofstukke, dat God 'n verbond met die mens gesluit het, Adam en Eva, maar ook uiteindelik die verbond gesluit het met Noag en sy vrou en sy kinders in die ark. En 'n verbond is 'n spesiale verhouding waar God jou intrek. Het jy ook agtergekom dat in Genesis 9 vers 8 en 9 God ook 'n verbond met die diere gesluit het? Of het jy dit misgekyk? So, indien jy dit dalk misgekyk het, lees ek dit vir jou. Verder het God vir Noag en sy seuns gesê, kyk, ek sluit nou 'n verbond met julle en met julle nageslag. En met al die lewende wesens by julle, die voëls, die makdiere en die wilde diere by julle, naamlik met al die wilde diere wat uit die ark uitgekom het, ek sluit 'n verbond met hulle. Hulle is so belangrik vir my. Toe ek jare gelede daai teks in die Bybel raaklees. Ek sê raaklees, broers en susters, want ek en jy lees mos die Bybel. Maar dit is net van tyd tot tyd dat 'n teks so in jou oog en in jou hart inspring. Dat jy die waarheid besef, dat daai teks met jou praat. En toe die dag dit met my gebeur het, daai teks met my kommunikeer en ek besef die erns en die omvang van die teks. God sluit nie net 'n verbond met mense nie, God sluit 'n verbond met die aarde. Daai dag het ek besluit, weet jy, 'n olifant in die veld is baie mooier as hy lewendig is as 'n dooie olifant wat daar lê met jou geweer teen sy rug en jy pose vir 'n foto. Dis die dag wat ek besluit het om my gewere te verkoop. En laastens, broers en susters, wil ek vanmôre dit kategories stel. Hierdie aarde met alles daarop is God se eiendom. Laat ons daaroor geen misverstand hê nie. Nie myne of joune, of die boer of die mynbaas by Anglo American, of die ANC of die EFF se nie. Niemand anders se nie, behalwe God se eiendom. Die stukkie grond waarop jy bly, die stukkie grond waarop jy boer, is God se eiendom. En ek en jy is op hierdie aarde rentmeesters. En wat is 'n rentmeester? Is iemand wat namens die eienaar instaan en omsien na al sy besigheid en na sy eiendom. En jy pas dit op en jy kyk mooi daarna asof jy dit doen net soos wat die baas dit sou doen. As ek en jy dus deel is van die verwaarlosingsspan van die aarde. As ek en jy vanmôre die mense is maar wat Gods water oor Gods akker laat loop, is ek en jy met niks anders besig nie as sonde. Adrian Kinig, moet hom toegee, is een van die teoloë wat daaroor geskryf het. Die kerk preek sonde teen God, sonde teen die naaste, maar die kerk preek nooit daaroor dat ons sonde pleeg teen God se natuur en God se skepping nie. Vergrype aan die natuur en aan die hulpbronne van die aarde is 'n ernstige oortreding. God will hold people one day accountable. My slot.
Wat staan my en jou nou vanmôre te doen? Wat maak ons nou met 'n boodskap soos hierdie? Gaan hy hierin en gaan hy daar uit? Ons kan tog vanmôre nie almal wildbewaarders in die wildtuin wees nie. En nie almal van ons kan tog lid wees van die Greenpeace beweging nie. Ons is immers gewone mense, ons werk in die kantoor en waar ook al, en stap op die skoolgronde rond. Hoe kan ek en jy help om die aarde op te pas? Hoe kan ek en jy as Christen, lidmate van Koram Deo, 'n verskil maak aan hierdie probleem wat die aarde en die mensdom in die gesig staar? En die antwoord is, daar's net te veel dinge wat jy kan doen, broers en susters, net te veel. Ek kan nie eers naaste by vir jou opnoem nie, maar vergun my net so 2 of 3 dingetjies as ek sluit. En die eerste ding wat ek vanmôre vir jou wil sê, word 'n omgewingsbewuste. Word bewus van die omgewing en die krisisse en die probleme wat ons het, nie daar nie, maar ook hier, sommer jou eie omgewing. Word groen in jou lewensuitkyk en in jou denke. As jy 'n roker is, niks persoonlik nie, moenie jou sigaretstompies by die motorvenster uitgooi nie, ook nie jou plastiek sakke of jou skoonma of wat ook al nie. Pas jou huisdiere op, soos wat jy jou eie kinders sal oppas. Gee hulle die beste kos wat jy kan bekostig, beste behandeling wat jy kan gee, hulle is dit werd. Een teoloog het gesê, they are God's love letters to us. Bespaar water, nie net in die droogte tyd nie, altyd. Water is kosbaarder as goud, en die mensdom gaan dit nog oor 'n dekade of 2 van nou af wel deeglik besef. Ons weet die weerpatroon in die wêreld het reeds verander. Trump ten spyt. Afrika het 'n droogteperiode betree wat nie weer vinnig omgekeer gaan word nie. Wees deel van die oplossing, nie deel van die probleem nie. As dit binne jou finansiële vermoë is, doen gereeld skenkings aan bewaringsorganisasies wat eerlik met hulle fondse omgaan. Daar is die DBV en tientalle ander, te veel om te noem. Hulle is van jou en my fondse afhanklik om voort te gaan, om te bewaar waar ek en jy nie kan nie. Gesien in die lig van smokkelary wat in ons land aan die gang is, en ons kuslyn wat deur gewetenlose mense gestroop word, sal dit 'n goeie ding wees om nie kreef of perlemoen by jou restaurant te bestel, of selfs iewers langs die pad te koop nie, selfs al kan jy dit spot goedkoop kry. Hier meneer, 2 krewe vir 1, prys van 1. As jy vroeër jare self kreef en perlemoen uitgeduik het, stop dit gerus. Totdat die land in 'n beter situasie verkeer, make a statement. As jy met 'n Ford Kuga ry en sy engine rook, kry onmiddellik vir jou Lumina SS, verminder die lugbesoedeling. Laat die boodskap uitgaan, ons is Christene, kinders van die Here, ons is redmeesters, ons pas God se aarde op. En ek kan dit doen in die klein omgewing waarin ek beweeg. Ja, broeders, dit te vroeë jare het ons gesing, hoe skoon die aarde, dit het min waarde. En ek onthou op 'n dag het ek daai lied gevat en hom opgeskeer en hom in my snippermandjie gegooi en my eie lied in credo geskryf. En dit gaan so: hoe skoon die aarde, dit het baie waarde. Daarom pas ek dit op, want God gee ons net hierdie een aarde. Amen.